Jy luister na Millie FM saam met my, Jean-Rick Odendaal, en vandag het ek 'n baie spesiale besoeker saam met my in die ateljee. Ek het vir Elrika Senekal van der Berg van die Bybelhuis wat by ons kom kuier. Hi, goeiedag Elrika, hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed met my, baie dankie dat ons hier kan wees. Dis heel aangenaam. Ons het vandag 'n onderwerp vir 'n gesprek wat ek nie dink in almal se broek sit om te kan hanteer nie, en dit gaan oor die vertaling van die Bybel. En julle by die Bybelhuis wat uit die aard van die saak uit vertalings doen en klomp verskillende nuwe Bybelvertalings uitbring en ook versprei. Kan ons gou vinnig net daaroor gesels voordat ons na die vraag toe gaan? Absoluut, ja. Vertel ons bietjie, wat maak julle daar met die vertalings? Wel, Bybelvertalings is verskriklik belangrik en op hierdie stadium is al 11 van die amptelike landstale is daar Bybels wat vertaal is in daardie tale. Maar wat die publiek nou nie weet noodwendig nie, is op hierdie oomblik is ons besig met 4 vertalings in 4 ander tale. Ja? Nou 2 van daardie vertalings gebeur in die noorde van die land. Die een is Kilovedu en die ander een is Tishlanganu. Ken nie een van daai Daar sê, presies. En tog is daar genoeg mense wat daardie tale praat in hierdie land om 'n vertaling in hulle taal te regverdig. My gedoen. Ja, en dan is daar 2 ander wat hier op ons voorstoep plaasvind in Kimberley. En dit is 'n vertaling in Ku en 'n vertaling in Kwedam. Kyk, ek probeer baie hard hierdie klikkie reg kry. Ek hoor jou uitspraak is baie mooi, ja. Ek probeer hom reg kry daar. Nou, daardie 2 vertalings is San-tale van die San-mense. En weer eens, daar's genoeg mense wat hierdie tale praat van Kimberley af reg deur tot in Namibië, dat dit geregverdig is om te vertaal in daardie 2 tale vir die mense. En julle is nou julle span mense wat nou hierdie vertaling doen, en ek dink dit vat 'n geruime tyd en dit kos baie geld. Hoekom kan ek nie net gaan en ChatGPT gebruik en sê, "Hey, maar vertaal die ding vir my nie asseblief van Engels na Afrikaans of wat ook al nie." Ja, en dan in iets anders in nie. Ja. Daar's 'n paar interessante uitdagings. Nou, een is 'n storieetjie wat ek nou wil vertel. Asseblief, En vertel dit is hoekom 'n kunsmatige intelligensieprogram dit eintlik nie kan doen nie. As jy nou in Exodus lees byvoorbeeld waar die pasga ter sprake kom, dan het ons te doen met daardie situasie waar die lammetjie nou geslag raak en nou met die bloed met 'n takkie aan die deurkusyn gesmeer word. Ja. Nou, die ou vertaling het daardie takkie genoem 'n hyssop takkie. Dis hy. Die 2020 direkte vertaling noem dit 'n marjolein takkie. Selfe takkie, is nou net ander woorde wat eintlik dieselfde ding tipeer. Maar nou, ek en jy weet wat marjolein is, want ons ken die krui, Dis marjolein. reg, Sy het 'n geskiedenis daarmee. Maar nou die Ku en die Kwedam mense het geen geskiedenis met so iets nie. Hulle gebruik nie so iets nie. Dis nie deel van hulle kultuur nie. Korrek, presies net so. Nou is dit 'n totale dilemma. Hoe vertaal jy nou marjolein takkie vir mense wat glad nie so woord het nie? Wat doen 'n mens dan nou? Wel, nou slaan jy die telefoonlyne al die pad tussen Namibië en Suid-Afrika en die Noord-Kaap word warm gebel en dan op die ou end word daar 'n nuwe woord gemaak. Ja. Want dit is belangrik dat die Ku en die Kwedam mense moet op die ou end hulle eie woord hê vir marjolein, Ja. want daai woord kom weer en weer, hy duik weer op. Ons kan hom nie net oorslaan en sê, toe maar, gaan voort, ignoreer hierdie ene nie. Dan word daar 'n nuwe woord gemaak. Nou die mense wat oor dit besluit is die mense wat help met die vertaling is nie net geleerdes nie, daar's geleerdes ook wat nou Hebreëus en Grieks magtig is en met daai brontale werk, maar dan die res is gewone sprekers van daardie taal. Soos gewone ouens wat Ku en Kwedam praat en tussen hulle in die span, akademici dan nou wil ek sê, Dis reg, ja. word daar dan opgekom met hier's ons nuwe woord. Dit is die woord wat ons vorentoe gaan gebruik. Ek hoor jou. Dit dan nou gesê ook, dinge by die Bybelhuis, julle hek is oop. Die publiek is welkom. Die publiek is absoluut welkom. Ons is oop van Maandag tot Vrydag. Ons maak 8:00 in die oggend oop en ons is oop tot 4:00 in die middag. En die mense kan kom koffie drink daar by julle. Hulle kan. En in die auditorium saam met julle kom lees. Daar's baie dingetjies wat gebeur by julle. Dis net so. Mense kan al wil hulle net kom sit en kyk na ons pragtige kuns daar in die gebou, of hulle wil net 'n bietjie daar kom rustig raak en lees. Of hulle wil dalk net 'n Bybel kom koop. Onthou, ons pryse is baie goedkoper as baie ander plekke en enigiemand bo 60 kry afslag. Nou, maar dit klink vir my dan nou al hoe meer rede om 'n draai by die Bybelhuis te kom maak. Elrika, dankie. Dankie dat jy 'n tydjie gemaak het en met ons kom gesels het hier so oor die Bybelhuis. Baie dankie. Nou bly gerus ingeskakel. Ons het nog vele musiek vir jou ore wat volg hierso op Millie FM, jou buurt, jou stasie.